Aanskou is 'n baie belangrike woord in die Bybel. As jy gaan kyk na die kernkonsep van hierdie woord vind jy dit meer as 1200 keer in die Bybel. Wat praat iets van aanskou of kyk of sien om 'n onmiddellike aandag te gryp van sekere mense om aandag te kan gee aan God se woord, aan sy openbaring, aan sy instruksie vir ons lewe. So, vandag is dit belangrik dat ons daarna kyk en Ewald het laasweek ook so 'n bietjie beskrywing gegee oor hierdie aanskou, maar ek wil net vanoggend opnuut net weer vir jou 'n paar beskrywings gee, dat jy mooi verstaan as ons vandag praat oor aanskou, wat sê ons eintlik? Jy kan saam met my ook lees, daar is 'n paar beskrywings hier. Dit praat van 'n onmiddellike vraag vir onverdeelde aandag. Om te kyk, aanskou en te sien. Dis 'n belangrike openbaring of 'n goddelike ingryping wat aangekondig word. Nie bloot fisiese verwysing nie, in ander woorde ons fisiese oë, sintuig nie, maar oproep tot geestelike aanskouing. Iets diep binne ons wat erkenning gee van dit wat ons beleef en sien. En dan laastens, om met jou geestelike oë en hart die betekenis van iets te begryp. So hierdie strek baie verder as net, ek en jy wat iets sien met ons fisiese oë, dit gaan oor iets baie dieper, wat ons sien en beleef, in ons geesmens, ook in ons harte. Nou in hierdie week, dink ek myself, hoe kan mens hierdie verduidelik op 'n alledaagse praktiese vlak, aanskou? En die een voorbeeld opkom met my was, gewees van, kom ons sê ek en jy ry hier in Secunda, of dalk is jy bevoorreg om iewers 'n vakansie te gaan, te ry iewers op die langpad. En ewe skielik, kyk, aanskou jy 'n figuur wat voor in die pad inspring, met so 'n verkeersbaadjie aan. Jy het nie anders 'n keuse nie as om te aanskou, dis daar voor jou. En jy moet reageer, jy kan nie net aan bly ry nie, jy moet spoed afbring, jy moet stop, afgetrek word langs die pad en hopelik is jou lisensie, van jou bestuurslisensie en jou karlisensie op datum. Anders weet jy wat kom. So word ek en jy dalk in 'n vakansietyd geroep om te aanskou. Nog 'n voorbeeld kan wees, miskien hierdie vakansietydperk stap jy dalk hier in die groenstrook of jy dalk geleentheid om langs die see te gaan stap of in die bosveld te stap. En ewe skielik aanskou jy iets van die wonder, die mooi van God se skepping. 'n Sonsondergang. Jy sien dalk wilde diere in 'n natuurlike habitat. Jy sien pragtige wolke. En jy stop en vir 'n oomblik aanskou en besef jy, wow, ek sien iets van die mooi van wat God gemaak het. En op daai oomblik, wat jy aanskou, is daar niks anders wat jy aan dink as dit wat jy nou aanskou nie. Jou volle aandag is net daar vir daai paar sekondes. En dit is iets van wat aanskou beteken vir jou en my vandag ook, is dat ek en jy word geroep in ons lewe, nie net in hierdie Kerstyd nie, maar elke dag om te kan aanskou iets van God in ons lewe. Nou meer as 2000 jaar terug was daar 'n paar skaapwagters gewees wat ook 'n aanskou oomblik gehad het. En ons sien ook 'n spesifieke reaksie wat hulle gehad het op hierdie aanskou van 'n lewe. En ek wil jy nooi om vandag saam met te lees in Lukas 2 rondom wat hier aanskou is en ook oplet rondom 'n reaksie. Hoe het hulle reageer op dit wat hulle aanskou het? Ek kan saam met my lees vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing in Bethlehem wat in 'n oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, aanskou, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar
vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God geprys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Nadat die engel van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor wat hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vir hulle vertel het. Maria het alles wat hulle gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Net tot sover. Ek dink die eerste groot vraag as ons kyk na hierdie skrifgedeelte is: wie was hierdie herders gewees? Ons weet noodwendig nie baie detail persoonlik van hierdie herders nie, maar as ons kyk na die geskiedenis en die kultuur van Jesus se tyd, hoe skaapwagters gepas het binne die status van 'n samelewing, is daar baie duidelike kenmerke wat ons kan sien van wie hierdie herders was. Die eerste daarvan wat ons kan sien vandag ook van hierdie herders ook, is dat hulle was arm en eenvoudig gewees. Dit was nie gekompliseerde mense nie, dit was ongeskoolde tipe mense gewees wat eenvoudig geleef het. Arm en eenvoudig was hulle gewees. Hulle het min invloed gehad, as gevolg dat hulle arm en eenvoudig is. Hulle het nie noodwendig 'n groot sê gehad oor besluite van hoe goed gefunksioneer het in die samelewing nie. Nog 'n ding van hierdie herders, hulle was weg van die stad. Hulle was buite op die velde gewees, so hulle het ook nie soveel aanvoeling gehad wat gebeur met die aktiwiteite in hulle omgewing gewees nie. In vandag se tyd, as daar nou die skaapwagters was, vermoed ek, hulle sou nie goed gehad het so sosiale media nie. Hulle sou nie geweet het wat regtig aangaan in die nuus nie. Hulle is op hulle eie daar, buitestanders. Saam met dit ook was rituele wat onreinheid gehad het. In ander woorde, omdat hulle die hele tyd met diere gewerk het, in hierdie veld, en oop veld gehad het, was hulle volgens die Joodse wette, baie keer was hulle onreinheid verklaar gewees, met hoe hulle te werk gegaan het. En dan saam met dit ook laaste was die algemene tendens gewees dat skaapwagters nie as baie betroubaar en eerlik beskou was nie. Volgens die Joodse regstelsel van die Halakha was hulle baie keer beskou en gesien as 'n klas wat nie heeltemal so eerlik was nie. So wat sê dit vir ons van hierdie herders? Wat sê dit ons van wat hier afspeel in Lukas 2? Dit sê vir ons dat hierdie herders eintlik die mees onwaarskynlike mense was om die boodskap-openbaring te kon gekry het van God. Menslik gesproke, vir hulle eintlik soos glad nie gekwalifiseer om hierdie openbaring te kry van engele en van Christus wat sou kom nie, wat gebore is daar in Bethlehem nie. Maar nogtans het God dit goed gedink en besluit, hierdie mense wat as uitgeworpenes in die samelewing gesien word, die armes en eenvoudiges, dat hulle waardig genoeg is, belangrik genoeg is in God se oë, openbaring te kan kry van Jesus Christus. Om hierdie goeie nuus van Jesus te kan ontvang, te kan aanskou. Dit sê vandag vir jou en vir my, dat nie een van ons hier is onwaardig om God te kan aanskou, die boodskap, die waarheid, die realiteit van God in ons lewe nie. Dis waar dit begin, wie hierdie herders is. En dan kan ons kyk vandag na die tweede groot vraag is, wat het hulle aanskou?
Ons het 'n paar goed hier gelees en ek wil dit net weer uitlig, dat ons dit nie mis nie. Die eerste ding wat hulle aanskou het, die herdes, was natuurlik die engel van die Here. Die engel wat verskyn het aan hulle en natuurlik was dit vreesaanjaend vir hulle gewees, hierdie goddelike hemelse wese wat hulle aanskou het. Maar dis wat hulle eers aanskou, is hierdie boodskapper van God af. Maar meer as net 'n engel is daar iets wat mense ook nie moet mis nie. Hulle het aanskou ook die teenwoordigheid van die Here se heerlikheid. Ek dink is moeilik om dit in menslike taal te beheer insien of te begryp, maar dis iets van 'n goddelike heerlikheid, van God se teenwoordigheid wat ons sien die gedeelte geskyn het. Jy kan jouself dink in hierdie donker nag. Daar was nog nie straatligte gewees en al hierdie goed soos vandag se tyd nie, spreiligte nie. In hierdie donker nag, hierdie helder verskyning, iets van God se heerlikheid wat hulle daar beleef. En ek glo dit is meer as net 'n fisiese verskyning, dat daar ook 'n geestelike verligting vir hulle gekom het daarmee saam. Hulle geestelike oë wat oopgegaan het om te sien iets van goddelike heerlikheid wat hulle aanskou het daarso. En dan natuurlik ook die aankondiging van die redder. Jy sien, meer as 'n fisiese persoon of iets wat 'n wese wat hulle verskyn het, hulle ook gehoor en aanskou die boodskap van God, die goeie nuus van Jesus, die woord van God wat hulle toe gegaan het. En dis baie keer ook 'n manier van aanskou wat ek en jy nie moet mis nie, om te besef dat ons kan God aanskou ook deur sy woord, die waarheid daarvan. Dan sing ons ook die hemelse leerskare en die groep koor van engele wat hulle verskyn het, wat in 'n sekere sin dat hulle as skaapwagters daar aanskouers is van 'n hemelse vertoning van aanbidding wat gebring word van hierdie engele af. Hulle aanskou nie net mense nie, maar die hemelse wesens wat saam God aanbid. 'n Wonderlike aansig wat hulle moes beleef het. En dan natuurlik gaan hulle na Bethlehem, hulle gaan en hulle vind ook Jesus Christus, die Messias, die pasgebore baba, die verlosser van die wêreld, vind hulle ook daar en hulle aanskou hom ook. Ek dink interessant is die feit dat Jesus daar in 'n krib lê, 'n krib wat natuurlik 'n voerbak eintlik maar is. Hierdie skaapwagters het 'n krib baie goed geken. Hulle het presies geweet wat dit is en wat afspeel daar, dat hierdie spasie wat eintlik gebruik was vir voer vir hulle vee, dat die koning van die heelal, die redder van die wêreld, in hierdie voerbak is. En weet interessant ook is, ek weet nie of jy al gehoor of gelees het oor die betekenis van die woord Bethlehem, waar Jesus gebore is. Bethlehem in die Hebreëse betekenis, as jy dit oorvertaal direk, is huis van brood. House of bread. En dat Jesus ook die lewende brood was wat gekom het vir jou en vir my, en toevallig profeties ook in hierdie voerbak, 'n voerplek was waar hy gelê het. Hierdie skaapwagters het dit aanskou, iets van die lewende bron van geestelike kos vir jou en vir my, wat daar gelê het. En dan laastens ook het hulle aanskou die reaksie van ander, toe die skaapwagters begin vertel van wat hulle gesien en beleef het, sien hulle dat dit wat hulle beleef het 'n impak het op die mense om hulle. Hoe hierdie mense in verwondering was op grond van hulle getuienis wat hierdie skaapwagters beleef het. Verskillende wonderlike dinge wat hulle aanskou het hier in Lukas 2. Maar vandag wil ons eintlik stil staan by iets wat jou en my direk kom raak en wat van toepassing op jou en my lewe ook vandag, hier in 2025, is wat was hierdie skaapwagters se reaksie gewees op dit wat hulle aanskou het? Hoe het hulle reageer op die aanskouing? Want hier is die ding, ek en jy kan nie werklik aanskou sonder om te reageer nie. Op 'n of ander manier gaan ons reageer op dit wat ons aanskou. Wat sien ons van hierdie skaapwagters? Die eerste belangrike ding is vandag wat ons sien is, hulle was verwonderd gewees.
in verwondering gewees. Ons het gelees vandag ook van die mense met wie hulle vertel het, wat hulle sê, almal wat gehoor het, dit wat hulle vertel het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. So hierdie verwys spesifiek na die mense met wie hulle dit gedeel het. Maar kan jy by jouself dink, as mense wat dit tweedehands hoor van dit wat hierdie skaapwagters eerstehands beleef het, as hierdie mense so in verwondering reageer, hoeveel te meer die skaapwagters, wat eerstehands beleef het, die engele, die verskyning, die heerlikheid van God, die boodskap, al hierdie goed, het ek geen twyfel vandag net, hulle in verwondering was, hulle was verwonderd gewees. Verwondering is 'n moeilike woord om te beskryf, maar dit praat van eintlik 'n verbasing te wees, om ontzag te beleef van die oomblik. Die Engels praat van die woord to stand in awe, wat jy soms sprakeloos is, maar iets in jou hart, wat jy net beleef is, wow, ek is beïndruk, verbaas, dis groot vir my, oorweldigend amper, die oomblik van die goedheid en die grootheid van God, wat ek beleef. Vandag wil ek vir jou vra, 'n vraag, is, hoe gereeld beleef jy verwondering in jou lewe? Hierdie gevoel van ongelooflike verbasing, waar jy aan 'n emosie eintlik geraak word, deur die goedheid en die grootheid van God in jou lewe. Vandag wil ek vir jou sê dat die Here nooi jou en my, om nie net op 'n Sondag hier in 'n diens nie, maar elke dag 'n stuk verwondering te kan beleef in ons lewe. Hoe gebeur dit? Ek dink vandag begin dit by eenvoudig waar ons die natuurskoonheid kan beleef. Ons kan beleef in die oggend, hoor ons die voëls wat fluit, ons sien die sonopkoms, ons beleef die plante groei, verskillende goed in natuur wat vir ons spreek van, ek aanskou iets van God en dit bring my verwondering. Goed dit of nie, maar ons kan self verwondering beleef in God se skepping deur die mens. Ek en jy wat in God se beeld geskep is, dat jy verwonder kan wees oor die karakter wat in mense is, die uithou vermoë, die mooi wat in mense opgesluit is ook, kan jy my verwondering bring. Nog iets anders wat ons nie moet mis, as ons praat vandag oor verwondering nie, is die verwondering wat ek en jy kan beleef, wanneer ons Bybels oopmaak, en begin lees en beleef van wie God is en wat hy doen en wat hy in my lewe kan doen. Die verwondering van God se waarheid in die woord. Op daai punt wil ek jou graag nooi. Ek weet nie hoe gereeld lees jy Bybel nie, maar ek het vir jou 'n lekker uitdaging vir volgende jaar. As jy sê, weet jy wat, ek het 'n begeerte om volgende jaar meer tyd te maak vir my Bybel. Die Here het op my hart gelê terwyl ek gebid het vroeër in die jaar ook rondom my eie persoonlike reis met die Here, wat ek kan doen. En hy het op my hart gelê om die Bybel deur te lees volgende jaar. Regdeur. En op daai manier het ek beleef, ek werk met dit ook, maar verder ook het ek beleef die Here op my hart om hierdie uitnodiging weier te gooi vir enige ander persoon wat saam my hierdie reis wil stap. En so is gebore 'n projek wat bekend staan as die 333 dae deur die Bybel. Nou volgende jaar, die 19de Desember, dis na die skool begin het weer die eerste maandag, word ek en jy genooi om hierdie reis saam te stap. Dis basies 11 maande, tot 18de Desember toe, 'n week voor Kersfees. En hoe dit gaan werk is, daar's 'n WhatsApp groep ook, 'n eenrigting WhatsApp groep, belangrik om dit te sê, waar daar net nodige inligting gegee word, maar hoe jy saam hierdie reis kan stap. En ek wil jou nooi as jy belangstel. As jy weet hoe werk 'n QR-kode, is dit 'n goeie geleentheid, jy het toestemming nou as jy jou foon uithaal en te scan, hierdie groep te join. Daar's oor die 100 mense op hierdie groep. Wat ons gaan doen is, op hierdie groep is, ons gaan daagliks 'n kort gedagte deel, ons gaan die skrifverwysings deel,
op hierdie groep gaan jy ook in die beskrywing van hierdie groep gaan jy die hele Bybelleesplan kry. En hier is 'n baie spesiale Bybelleesplan. Dis nie net kronologies van Genesis tot Openbaring nie. Die hele doel van die Bybelleesplan is om Jesus vir jou te wys reg deur die Bybel. So terwyl jy Genesis byvoorbeeld lees, gaan jy in parallel met dit lees, gaan jy hoofstuk uit Johannes uitlees, wat ook praat van in die begin was die woord en die woord was by God. En jy sien hoe Jesus eintlik sigbaar is reg deur die Bybel. En dit het gaan met informasie nie, maar oor innerlike transformasie van ons lewens, om werklike verhouding met God te kan bou, te versterk. So, ek wil jou nooi, as jy wil deel wees, ons sal ook op ons WhatsApp, op broadcast wat ons gewoonlik stuur, as ook op ons sosiale platforms, sal ons later vanmiddag ook hierdie inligting met 'n skakel vir jou stuur, as jy wil op daardie manier deel wees. Maar dit is een van die groot maniere hoe ek en jy verwondering van God gaan beleef, ook in 2026 en vorentoe. Ek en jy word genooi tot dit. Maar dan die tweede reaksie wat ons sien van hierdie skaapwagters ook, is dat hulle was verheug. Hulle was bly geweest tot 'n punt van lof en aanbidding. Die skaapwagters het teruggegaan terwyl hulle God geloof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Jy sien, verwondering einde van die dag moet oorspoel ook tot aanbidding toe in ons lewe. 'n Plek waar dit wat jy binne innerlik beleef, die verwondering uitgedruk moet word in ons emosies, in ons woorde, selfs in ons leefstyl. Iets van dit kan oorspoel. Dis waar ek jy genooi word, en dis wat hierdie skaapwagters gedoen het. Hulle was uitbundig verheug gewees oor wat afgespeel het, wat hulle aanskou het. Nou, ek weet vandag, as ons praat oor aanbidding, ons het 'n diverse groep mense hier. Ons het mense hier wat van nature, baie meer uitgesproke of extroverties is en uitdrukkend is, wat by 'n plek is wat hulle baie maklik, dit wat jy sien van 'n liggaamstaal, weet jy wat binne aangaan. Maar dan is die mense hier wat dalk 'n bietjie meer teruggetrokke of stil is, reserveerd is, hulle manier van leef vir die algemeen. Maar dit gesê, ek of jy sê, ek het nou al dopgehou deur al die jare van toegewyde Springbok ondersteuners. Mense wat baie hoë waarde heg om 'n Springbok te wees. Ek het nog nooit, selfs die stilste, mees teruggetrokke Springbok ondersteuner, wanneer hulle 3 druk, sit hulle nie stil nie. Daar is die manier, jy sal sien, hulle sal opspring, hulle sal skree, hulle sal bly wees. Op daai oomblik van hulle span wat 'n 3 gedruk het. Hoeveel te meer ek en jy wat besef vandag dat Jesus die grootste oorwinning oor die geskiedenis van die wêreld kom bring het, om te oorwin oor die mag van sonde en die dood, 'n rede te kan hê, uitbundig te kan wees, om te kan verheug, om te sê, weet jy wat Here, ek kan hierdie binne my hou nie. Maak nie saak hoe skaam persoon ek is nie, ek het soveel rede om God te loof en te prys, met my hele wese, wat daarvan getuig. Hierdie skaapwagters, mense wat in 'n sekere sin maklik kon geregverdig het, te sê ons is minderwaardig. Wat sê nee, ons kan nie hierdie vir onsself hou nie. Ons wil verheug, ons wil aanbid. Vandag wil ek jou ook vra die vraag, hoe gereeld verheug jy jou in die Here? Dalk is hierdie juiste tyd, in hierdie Desembertyd, om te sê, Here, ek wil werklik aanbid. Nie net op 'n Sondag hier by diens nie, maar ek wil sommer in die week, as ek dalk my kar ry, 'n aanbiddingsliedjie luister, saam sing. Ek wil tyd maak om myself te verheug in die Here. Om nie net aanskouer te wees nie, maar dit om te skakel aanbidder van die Here ook in my lewe. Dis waarna toe as jy genooi word om te reageer soos hierdie skaapwagters. En dan laastens vandag sien ons ook dat hulle het gereageer om te vertel. Ons lees in Lukas 2:17, toe hulle hom sien, het hulle vertel oor hierdie kindjie, wat hierdie kindjie en hulle gesê is. Hulle kon nie
stil bly oor die goeie nuus. Dit was te goed vir hulle om dit vir hulle self te kom hou. En te besef vandag dat selfs hier eenvoudige arm skaapwagters, herders, as hulle kon vertel het van Jesus, hoekom nie ek en jy nie? Ek het vir myself 'n uitdaging geplaas en ek sê dit hier voor julle in die publiek, as 'n aanspreeklikheid ook teenoor myself. Ek wil die Here vertrou, dat hy hierdie vakansietydperk, ten minste een persoon op my pad stuur, wat ek van die Here kan vertel. Vertel beteken nie noodwendig ek stap na 'n persoon toe en druk 'n hoek en preek vir hulle nie. Vertel gaan baie keer gepaard met my getuienis van my lewe, hoe ek mense hanteer met liefde, met respek, dien in liefde, maar ook iewers, dat hulle kan duidelik hoor iets van Jesus deur my lewe, deur hoe ek praat, wat ek sê, hoe ek getuig. En ek wil net uitnodiging na jou toe gooi ek vandag is, het ons nie vandag rede om ook te kan vertel van die grootste geskenk wat hierdie wêreld ontvang het nie. Wat toeganklik is, wat vir jou en elke persoon hierdie wêreld gegee is, eintlik spreekwoordelik op ons voor ons neergesit is. Die vraag is net, besef jy wat jy het voor jou? Het jy al hierdie geskenk oopgemaak wat God vir die hele wêreld kom gee het? Mag ek en jy nie stil wees of skaam wees oor die goeie nuus van Jesus in ons lewe nie. Vandag wil ek afsluit met 'n gedagte oor juis hierdie aanskou. Dis maklik om vandag te sê, weet jy, ek kan nie wag volgende Sondag, as ek weer in die kerkdiens is, of Kersdiens, dan gaan ek die Here aanskou, dan gaan ek aanbid, dan gaan ek myself verheug in die Here. Maar vandag word ek nie genooi tot 'n dag tot dag leefstyl van aanskouing en aanbidding. Een so 'n persoon, 'n man wat baie geskryf het en 'n voorbeeld geleef het ook van hierdie aanskou, is 'n man met die naam bekend staan as Brother Lawrence. Brother Lawrence was 'n kok en 'n monnik gewees daar in 'n klooster in die 1600s in Frankryk. Hy het kos gemaak vir 'n klomp mense. Maar hy het 'n klomp geskryf ook, en as jy kyk na wat hy geskryf het, dan sien jy 'n man wat 'n diep verhouding met God gehad het. 'n Tipe verhouding wat nie net op 'n Sondag gebeur het nie. 'n Dag tot dag, oomblik tot oomblik verhouding met die Here. En ek wil net 'n paar van hierdie goed wat hy geskryf het met jou deel, terwyl ons afsluit hier vandag. Hoor wat sê hy volgende. Hy sê, we need to only realize that God is close to us and to turn to Him at every moment. To turn to Him at every moment. Dis hoe naby is. Hy's nou hier, waar ek nie staan of sit, kan jy na God toe draai. Hy's beskikbaar. How can we be with Him without thinking of Him often? Sien, as ek en jy sê God is by my in hierdie vakansietydperk, dan moet ons ook tyd maak om te dink aan hom. Om te besef, erkenning te kan gee, om hom te aanskou gereeld. Hy gaan aan te sê, let us think often that our only business in this life is to please God. Ek en jy is op aarde geplaas om net mense tevrede te stel, mense gelukkig te hou nie. Eerstens primêr is om God te kan tevrede te kan stel met ons lewe, hom te kan eer met ons lewe. En dan sluit hy af 'n laaste aanmerking wat hy maak. Hy sê, we can do little things for God. I turn the cake that is frying on the pan for the love of Him. And that done, if there's nothing else to call me, I prostrate myself in worship before Him, who has given me grace to work. Afterwards, I rise up, happier than a king. Hierdie man, Brother Lawrence, kom sê vandag dat, maak nie saak wat ek en jy doen nie, of ons nou voor kospotte staan, of ons nou dalk in 'n kar ry, of ons dalk tussen familie of vriende is, waar ook al jy is, jy het 'n geleentheid om te kan aanskou en te aanbid. Vandag word ek en jy geroep om ons geestelike oë oop te maak. Sê, Here, help my om te sien, om soos die skaapwagters nie te mis, maar om te kan sien en aanskou en te reageer op hierdie God.
voor ons vandag ook gaan afsluit met 'n lied, wat ons kan, Here, vra om ons oop te maak, wil ek graag vir jou skrifgedeelte kom lees ook. Ek wil jou nooi vandag om saam met te staan, oomblik. Kom ons staan saam. Terwyl ek hierdie lees. Hier is 'n gebed wat Paulus gebid het vir medegelowiges, soos mense soos ek en jy. En hoor sy gebed, hy sê die volgende in Efesiërs 1, vers 18 en 19. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien die wonderlike vooruitsig wat hy inhou. Mag julle insien hoe ryk heerlikheid dit is, wat God sy eie mense vir hom as erfdeel verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is, wat God gebruik vir ons wat glo. Vandag word ek en jy geroep om ons geestelike oop te maak, die oë van ons hart oop te maak. Wat vir my ironies is dat in Jesus se tyd die slim geleerde skrifgeleerdes, die fariseërs, so slim as wat hulle is, hulle was geestelik blind gewees. Tog het die Here eenvoudige ongeskoolde skaapwagters gebruik om te kan sien, aanskou, te kan aanbid. Mag ek en jy beleef vir die Here in hierdie tyd ook, ons so oopmaak, verby die omstandighede, verby die uitdagings van dag tot dag lewe, die eise wat die lewe bied, kan sien, en werklik God te kan raak sien, hom aanskou, Jesus te kan eer en vereer, in 'n tyd soos hierdie. Kom ons sluit die oë, bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil vandag dankie sê, Here, dat ons nie hoef geestelik blind te wees in 'n tyd soos hierdie nie. Maar as U aan skaapwagters, aan herders kon verskyn het, glo ek vandag U kan ons ook openbaring kom gee. Vandag is ons gebed, Here, mag ons geestelike oopgaan, oë oopgaan om te kan sien, Here, waar U betrokke is, hoe U in natuur is, hoe U in mense is, hoe U deur die woord Uself openbaar in ons. Mag ons nie passiewe toeskouers wees in hierdie feestyd nie. Mag ons reageer, Here, met verwondering, onsself verheug in aanbidding, en ook vertel van die goeie nuus van Jesus deur ons lewe. Dankie vandag, dat ons kan aanskou en kan erken, Jesus, U is die Messias, die Seun van God, wat vlees geword het, mens geword is, en ons kom woon het. Ons aanvaar U vandag, ons as die grootste geskenk van ons lewe, moet aanskou en aanbid, in 'n tyd soos hierdie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen, amen.